Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 21 doen. Kom ons maak ons oop toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief vir ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Okay. Wette oor die vryheid en die lewe van die naaste. Exodus 21. En dit is die verordeninge wat jy hulle moet voorhou. As jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar lank dien, maar in die 7de moet hy as vryman verniet weggaan. As hy alleen kom, moet hy alleen vrygelaat word. As hy getroud is, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. As sy heer aan hom 'n vrou gee, en sy vir hom seuns of dogters baar, moet die vrou met haar kinders haar heer se eiendom wees, terwyl hy alleen vrygelaat word. Haai, nee. Okay, kom ons lees dit gou weer. Haai, jene. Okay, sjoe. So, Exodus 21 vers 4. As sy heer aan hom 'n vrou gee, en sy vir hom seuns of dogters baar, moet die vrou met haar kinders haar heer se eiendom wees, terwyl hy alleen vrygelaat word. Vers 5. Maar as die slaaf reguit sê, ek het my heer, my vrou en my kinders lief, ek wil nie as vryman weggaan nie, dan moet sy heer hom na die owerhede bring en hom by die deur of die deurpos bring, en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor, daarna moet hy hom vir altyd dien. En as iemand sy dogter as slavin verkoop, mag sy nie soos die slawe weggaan nie. As sy heer haar nie beval nie, wat haar vir homself bestem het, moet hy haar laat loskoop. Hy is nie geregtig om haar in 'n vreemde volk te verkoop nie, omdat hy troueloos met haar gehandel het. Maar as hy haar vir sy seun bestem, moet hy met haar handel volgens die reg van die dogters. As hy vir hom 'n ander een neem, mag hy haar voedsel, haar klere en haar huweliksgemeenskap nie verminder nie. En as hy hierdie 3 dinge nie vir haar doen nie, kan sy verniet weggaan sonder geld. Hy wat 'n mens slaan, dat hy sterwe, moet sekerlik gedood word. Maar as hy dit daar nie op toegelê het nie, maar God dit sy hand laat ontmoet het, dan sal ek jou 'n plek aanwys, waarheen hy kan vlug. Maar as iemand moetswillig teen sy naaste handel, om hom met lus dood te maak, moet jy hom van my altaar af wegneem om te sterwe. En hy wat sy vader of moeder slaan, moet sekerlik gedood word. En hy wat 'n mens steel en hom verkoop, of as hy in sy besit gevind word, die moet sekerlik gedood word. En hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. En as manne twis en die een die ander slaan met 'n klip of met die vuis, sodat hy nie sterwe nie, maar bedlêen word, as hy weer opstaan en buite met sy stok rondloop, moet hy wat geslaan het, ongestraf bly. Net sy tyd verlies moet hy vergoed en sorg dat hy heeltemal gesond word. En as iemand sy slaaf of slavin met 'n stok slaan, dat die onder sy hand sterwe, moet dit sekerlik gewreek word. Maar as hy na 1 of 2 dae nog lewe, moet dit nie gewreek word nie, want hy is sy eiendom. En as manne met mekaar veg en 'n swanger vrou so stamp, dat haar vrug afgaan, mag daar geen ander letsel
maar daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik boete betaal soos die man van die vrou hom dit oplê, en hy moet dit deur skeieregters gee. Maar is daar 'n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek. En as iemand sy slaaf of slaafin op die oog slaan, en hy dit beskadig, moet hy hom vry laat weggaan vir sy oog. En as hy die tand van sy slaaf of die tand van sy slaafin uitslaan, moet hy hom vry laat weggaan vir sy tand. En as 'n bees 'n man of 'n vrou stoot sodat hy sterwe, moet die bees sekerlik gestenig word, en sy vleis mag nie geëet word nie, maar die baas van die bees sal ongestraf bly. Maar as die bees tevore al stoterig gewees het, en sy baas gewaarsku was, maar dit nie opgepas het nie, en dit 'n man of 'n vrou doodmaak, moet die bees gestenig word en sy baas moet ook gedood word. As aan hom losgeld opgelê word, moet hy vir die lossing van sy lewe alles gee wat hom opgelê word. Of dit 'n seun gestoot het of 'n dogter, volgens hierdie reg moet met hom gehandel word. As die bees 'n slaaf of slaafin stoot, moet hy aan hulle heer 30 sikkel silwer gee, en die bees moet gestenig word. En as iemand 'n put oopmaak, of as iemand 'n put grawe, en dit nie toegemaak het nie, en 'n bees of 'n esel val daarin, moet die eienaar van die put vergoeding gee. Hy moet aan die eienaar van die dier geld gee, maar die dooie dier moet syne wees. En as iemand se bees die bees van 'n ander stoot, sodat dit sterwe, moet hulle die lewendige bees verkoop en die geld daarvan verdeel. En die dooie een moet hulle ook verdeel. Of as dit bekend was dat die bees tevore al stoterig gewees het, en sy baas dit nie opgepas het nie, moet hy ten volle bees vir bees vergoed, maar die dooie een moet syne wees. Okay. Huidiglik in vandag se tyd is daar nie baie slawe nie. Ek praat nou nie van 'n mens se huishulp of jou tenier of ietsie nie. Dit is nie 'n slaaf nie. Dit is dis nie 'n slaaf nie. Dit is totally anders. Ek dink daar was baie fights gewees rondom slawe en wat jy moet doen en wat jy nie kan doen nie, en toe die Here nou al hierdie wette ingebring. Ek weet nie wanneer die slawetyd geëindig het nie. Maar ek is bly dit het geëindig, want dit is nie baie nice nie. Net die eerste gedeelte van Exodus 21 is baie sad, want vers 3, as hy alleen kom, moet hy alleen vrygelaat word. As hy getroud is, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. Dit is okay, dit maak sin, dit is fine, dit is nice. Maar vers 4, as sy Here aan hom 'n vrou gee, en sy vir hom seuns of dogters baar, moet die vrou met haar kinders haar Heer se eiendom wees. Dit is nie nice nie. Terwyl hy alleen vrygelaat word. Daar is nie 'n manier hoe 'n man sy vrou en sy kinders gaan los en skedaddel nie. So ek gaan nie eens, ek dink daar was net baie fights. Tussen die mense wat onthou. Toe Moses se pa, of sy skoonpa, toe Moses se skoonpa gekom het en hy het hom gesê,
dude, jy gaan baie moeg raak van al hierdie mense se klagtes. Stel eerder vir jou soos bestuurders aan, en laat hulle met die mense praat, en dan kom hulle na jou toe, soos met die groot sake. So ek dink, hulle moes, soos van wette maak, soos ons land, elke land het wette, nee? So ek dink hulle moes nou net soos 'n basic rules stel, sodat die volk net kan weet wat is reg en wat is verkeerd. En ek is nou bly dat dis nie meer slawerny nie, want dit was nie baie nice nie. So dit is die Exodus 21 met al hulle reëls. Tot 'n volgende keer.